Liam was een wonderlijke bakker. Hij het die beste vergeefraps en vruchtesmoothies gemaakt wat jy jou kon voorstel. Maar sy groot droom om 'n koswa, groen goedheid te begin, het soos 'n berg gevoel. Hy het by sy lesenaar gesit en na die leerrekenaarskerm gestaar. Ek het 'n sakeplan nodig, het hy gedink. Dit is te veel werk. Hierdie gevoel van vasgeval wees, dit was sy 1 duim versperring. Dit was nie 'n myl nie, net 'n klein spasie reg voor sy neus. Eendag het sy vriendin Sofia kom kuier. Sy het sy hartseer gesig in die leernotaboek gesien. Liam, het sy gesê, jy hoef nie die hele besigheid te begin nie. Beweeg net 1 duim, sy het vir hom gesê, vergeet die plan. Skryf net die naam, groen goedheid, bo aan die bladsy. Dit is jou 1 duim. Liam het gedink dit is simpel, maar hy het die pen opgetel. Hy het 2 woorde geskryf. Hy het uiteindelik daardie duim geskuif. Die volgende dag het hy nog 1 sin oor sy gunsteling veggeburger geskryf, glimlag Sofia. Die dag daarna het hy 'n klein skets van sy wa geteken. Om klein te begin, het die groot berg laat verdwyn. Die taak was nie meer onmoontlik nie. Dit was net 1 klein sin na die ander. Hy het die versperring gebreek. Sy les was duidelik, die grootste doelwitte word 1 klein stappie op 'n slag bereik. Moenie vir 'n perfekte dag wag nie, skuif net nou jou 1 duim. Die geheim om uiteindelik te begin, is om die eerste stap so klein te maak dat dit simpel voel. As jy gereed is om jou eie versperring te breek, teken in en lewer kommentaar, my duim hieronder om vir Afrikaans Repo te sê wat jy vandag gaan begin.